Goeiedag geliefdes. Wat 'n voorreg is dit nie om vandag aan die einde van hierdie jaar ook te kan sê ons vier die geboorte van die Here Jesus Christus. Mag hierdie Kersdiens vandag vir jou herinner aan die Here se goedheid, die hoop wat hy vir jou ook gebring het, deur sy seun, die Here Jesus Christus te stuur om vir ons sondes in die kruis te sterf. Kom ons begin hierdie erediens in die naam van die Here. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Kersfeestyd, dat ons in die einde van hierdie jaar kan terugkyk en kan erken, u hand was kragtig betrokke in elkeen van ons lewens. Dankie vir die Gees wat met ons was in hierdie dolle jaar. En dat ons met hoop kan vorentoe kyk in die wete, u sal ons nooit verlaat, ons nooit in die steek laat. Daarom bid ons al hierdie dinge in die naam van ons kosbare Here Jesus Christus. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Geliefdes, dis Kersfeestyd. En ons vier vandag die geboorte van ons Here Jesus Christus. En as ons so terugkyk oor hierdie unieke jaar wat ons gehad het, hierdie jaar wat ons nooit sou kon indink of droom sou gebeur het nie, dan kyk ons op terug en baie van ons wil sê, maar ek het 2020 oorleef. Ek wil vandag vir jou vra, dat jy sal terugkyk oor die jaar, en dat jy saam met ons na die simbole van Kersfees sal kyk. En dat jy sal kyk na die hand van die Here ook in jou lewe, en sal besef die Here wou nie net hê jy moes oorleef nie. Die Here wou jou opnuut leer hoe om te lewe vir hom. Elkeen van die simbole waarna ons gaan kyk, gaan simbole wees van Jesus Christus se geboorte, sy lewe, sy bediening en ook sy sterfte. Dis simbole wat vir ons herinner aan die kosbare geskenke wat ons tydens Kersfees vier. Mag ons na die simbole kyk. En mag ons ook opnuut weer besef hoe die Here ons geleer het om te lewe. In 1 Johannes 4 vers 9 sê Johannes vir ons: Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Mama, wie het eerste van Jesus gepraat? Was dit die herders of die wyse manne? Nee, dit was nie die herders of die wyse manne nie, maar wel die engele. Die engele het vir Josef en Maria die goeie nuus gebring. As ons hierdie Kersfees die simbool van die engele sien, so onthou dat die engele die goeie nuus eerste aan Josef en Maria Die ster van Bethlehem was die rigtingwyser op die wyse man se pad. Hulle het hierdie ster oor 'n lang afstand gevolg om by Baba Jesus uit te kom, sodat hulle aan hom hulde kan bring. Die bedoeling van die Bethlehem-ster is om ons dinge te wys wat ons nie noodwendig altyd raak sien. Die Here sien ons elke aand deur die hemelruim met sterre te versier. Maar nie almal van ons maak tyd om dit raak te sien. Wat is daar in hierdie jaar wat die Here jou dalk kom wys het, wat jy vir lank nie raak gesien het of die waarde daarvan besef het nie? Hierdie jaar het ek julle om my naam te skryf in daar wat 'n lang vakansie. Hierdie jaar het ek die eerste keer eksamen geskryf. Toe moes ons vir 'n lang tyd by die huis bly en ons kon nie eers by ons maatjies kuier nie. Al voel dit partykeer vir julle asof groot oomblikke in julle lewe nie uitwerk soos julle gedink het nie. Vir die Here is julle elkeen baie, baie belangrik. Die herders herinner ons altyd daaraan dat ons waardevol en kosbaar in die Here se oë is. Dinge het nie altyd vir die herders uitgewerk en hulle het baie keer gevoel dat hulle nie veel beteken nie. Tog was hulle die belangrikste van die mense in die Here se oë, want hulle was die eerste mense wat Jesus na sy geboorte kon besoek. Ons is so kosbaar van die Here dat hy sy enigste seun Jesus gestuur het om vir ons sondes aan die kruis te sterf. Jesus is die herder vir die mense op aarde wat verdwaal soek en vind. Maar so word hy ook die lam wat geoffer sou word aan die kruis vir hierdie verdwaalde mense se sondes. Reeds by die krib het die skaduwee van die kruis geval. Jesus word die volmaakte offerlam wat ons sal vrykom van ons sondes en daarvoor is ons oneindig dank. Sing of your love.
Hierdie 2020 het ons herinner dat Jesus eerste in ons lewe moet wees. Dat ons Jesus eerste in ons lewens moet plaas. Die kroon herinner ons dat Jesus eerste in ons lewe moet wees. Hoekom het die kerkklokke so geluid toe dit lockdown? Gedurende die lockdown het ons elke dag die klokke 12 uur gelei om mense te herinner daaraan om te bid. Oor Kersfees lei ons die kerkklokke sodat om die mense te herinner daaraan dat Christus na die aarde gekom het en dat hy ook eendag gaan terugkom om ons te kom haal. Er is niks lekkerder as om 'n visie te gaan vang. En ons vanaand as gemeente die teken van die vis sien, moet ons besef dat ons vis van mense is. Dat die Here veral in hierdie tyd wil gebruik, mense nader hom na mekaar. Maak oupa se oortrouws oupa nuus kyk, want daar is deesdae vreeslike goed op die nuus. Ons maak nie soos julle ons oor toe nie, wanneer daar dinge op die nuus is nie, maar ons maak ons oor toe as die nuus klaar is om te bid vir al die lelike dinge wat op die nuus aan die gang is en om vrede in ons land te wil hê. Die simbool van die duif laat ons dink aan vrede. Dit herinner ons dat ons in hierdie tyd die draers van God se vrede moet wees. Die simbool van die duif herinner ons dat ons moet bid vir die Here se vrede in ons land en in ons wêreld. Benita, wanneer gaan die lockdown en alles daarmee eindig? Weet nie wat nie, Shimada. God is met ons. Hy is die Alpha en die Omega. Hy is die begin en die einde. Hy is alles. Geliefdes, Kersfees bring in elkeen van ons weer die kind na vore. Dis 'n kosbare tyd van die jaar. Dis 'n tyd van samesyn, van welwillendheid, van omgee en saam wees. En mag jy ook, elke keer as jy een van die Kersgeskenke sien tydens die Kersfeestyd, ook dink aan hierdie wonderlike en kosbare geskenke wat die Here vir elkeen van ons kom gee het. In Kerstyd dink ons terug aan die groot geskenk van God se liefde vir elkeen van ons. Kerstyd dink ons aan die geskenk van die Here Jesus Christus se lewe, hy wat gekom het om in ons plek vir ons sondes te sterwe, sodat ons vry kan wees. In Kerstyd dink ons ook aan die geskenk van die Heilige Gees, wat ons nooit sal verlaat, nooit in die steek sal laat. Hy wat gekom het om ook in hierdie dolle jaar ons te leer hoe om te lewe. Mag jy ook in die Kerstyd herinner word aan die groot geskenk van hierdie gemeente van ons, wat die Here vir ons gegee het. Ja, dis vandag ook ons verjaarsdag, ons gemeenteverjaarsdag. En daarom vier ons saam fees ook en dank ons die Here vir elke lidmaat, vir elkeen wat hier deel is van ons gemeente. Ja, hierdie jaar het ons geleer om op unieke en besondere maniere mekaar te bedien in hierdie gemeente. Maar hierdie jaar het ons ook beleef dat in hierdie gemeente die Here ons nader aan hom en ook nader aan mekaar gebring het. Mag ons daarom terugkyk oor hierdie jaar en weet, die Here het ons geleer om te lewe. Ten spyte van die storm wat om ons gewoed het en somtyds nog steeds woed. Kom ons sluit hierdie diens daarom af in die naam van die Here met 'n dankgebed. En kom ons dank hom. Dankie Here vir die kosbare geskenke van seën wat U vir ons gee. Dankie dat ons daarna kon terugkyk ook oor ons lewens in die afgelope jaar. En dat ons met dit kan vorentoe kyk na die volgende jaar en weet, U is getrou, U sal altyd met ons wees. Seën elkeen van ons in hierdie Kerstyd en help ons dat ons en ons geliefdes ook die waarde van Kersfees sal onthou en sal vier, vanuit U Here Jesus Christus gebore is vir ons, sodat ons so naby, in 'n nabye verhouding, intieme verhouding met U Here kan leef. Sodat ons kan weet, Here, dit is U wat ons leer om te lewe. Daarom bid ons al hierdie dinge saam in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Mag die Here jou seën in hierdie Kerstyd. Mag jy beleef dat hy naby jou is.
deur die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die nabyheid van die Heilige Gees. Amen. Sing hierdie liedjie is geskryf vir Psalm 40, waar Dawid sê, ek het op die Here gewag, en hy kom antwoord. En Dawid sê, God het my kom uittel uit hierdie gat uit, en hy het my op 'n klip kom vestig, en my voete gemaak soos die van 'n ribbok. En Dawid sê, ek sal 'n nuwe lied sing, sodat almal kan sing, en almal kan weet, Jesus is my God.